As jou Bybel vanoggend saamgebring het, die ou bekende Psalm 23. Ons gaan saam lees uit Psalm 23 uit. En hierdie is natuurlik een van die psalms wat 'n mens baie keer kan lees en in verskeie omstandighede kan lees. En dit is asof hy elke keer vir jou iets anders te sê, asof daar elke keer 'n ander invalshoek is. Hierdie weet ons is 'n psalm wat Dawid skryf wat ietsie van sy geloof weergee. Nou vanoggend se hoek wat ons na Psalm 23 gaan kyk, gaan ene wees wat sê dat U is by my. U is by my. U is saam met my. Interessant. Ek wou dit nou eintlik in die preek sê, maar laat ek dit nou vir jou sê, dan gaan jy dit raak sien, dalk het dit meer waarde vir jou nou. As jy kyk na Psalm 23, dan sal jy, en jy gaan kyk in die oorspronklike teks, dan sal jy sien, Psalm 23 het, ek dink is 26 woorde in die Hebreëus, en dan het hy een woordjie of sinsnede, en dan het hy weer so 20 woorde. Maar daardie een vorm eintlik die skenier van hierdie hele Psalm. En die skenier van hierdie hele Psalm is dan daar in vers 4 te vind wanneer hy sê, maar U is by my. Dis die skenier van Psalm 23. En dit moet ook eintlik die skenier wees van ons lewe. Maar voordat ons dit lees, kom ons sit net so, geef jou 'n paar oomblik om met die Here te praat en om te sê jy is hier, stel jouself oop vir die werking van die Heilige Gees vanoggend, dat die Heilige Gees jou eintlik sal bedien vanoggend. Vader, vanoggend kom ons as gemeente en buig voor U. Daardeur erken ons afhanklikheid, ons erken dat U God is, dat U die almagtige skepper is, dat U die onderhouer is van alles, dat U die een is wat ons belang op die hart dra, dat U saam met ons stap, dat U heilig is, dat U ons kom regverdig verklaar het in Christus. Dankie daarvoor. Dankie vir die voorreg om vanoggend in die kerkgebou te sit, om U woord te kan hoor, om U inspraak in ons lewens te kan hê. En dis waarvoor ons bid vanoggend, Vader, dat U net kom deur die werking van die Heilige Gees in ons lewe kom inspreek. Here, ons het 'n behoefte om te kyk na Psalm 23. En U het saam met Dawid 'n pad gestap. U het die inspirasie gegee dat hy hierdie kon skryf ook. En vandag, baie jare later, het ons dit in ons Bybel en lees ons daaruit. En dieselfde lof en eer wat Dawid aan U gebring het, wil ons vandag ook doen. Kom praat met elkeen van ons wat hier is. Here, nie een van ons omstandighede is dieselfde nie. Maar U woord kan tot elkeen van ons spreek. U is 'n almagtige God. Daarom bid ons, Heilige Gees, kom raak ons aan asseblief. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Psalm 23, die Here is my herder, 'n psalm van Dawid. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig.
U laat my by 'n feesmaal aansit terwyl my teestanders moet toe kyk. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Nou, ons kerngedeelte is by vers 4 wanneer hy sê net eintlik daai een reeltjie wat sê U is by my. U is by my. As 'n mens kyk na vandag se mense, dan sal 'n mens, jy sal seker saam met my stem dat baie mense is soekend. Mense is soekend na sekuriteit. Mense is soekend na vrede. Hulle gaan koop vir hulle 'n plekkie by die see of in die Bosveld, wil by 'n kampvuurtjie sit, want hulle soek net vrede. Ander mense soek weer antwoorde. En hulle lees baie boeke en doen navorsing op soek na antwoorde in die lewe. Ander wil net eenvoudig sin en betekenis maak uit die lewe. Ander wil net gelukkig wees. Sommige het net 'n behoefte aan genesing. Maar die probleem is, al hierdie mense wat soekend is, soek nie op dieselfde manier nie, want baie gaan soek dit in geld. Ander gaan soek dit weer in verhoudinge. Sommige soek dit in prestasie. Ander soek dit weer in een of ander vorm van status. So wat is die gevolg daarvan as ek na iets soek en ek soek dit op verkeerde plek? Dan gaan dit my gedeeltelik volmaak. Ek gaan gedeeltelik vervul voel, net na 'n kort rukkie, dan soek ek nog meer want dit is nie vervullend nie. En dit is die probleem met die mensdom. Gaan kyk bietjie, ons soek die heeltyd na 'n klomp goed, maar ons kry nie altyd die antwoorde nie. En die antwoord is nie dat ons in ons soeke in iets moet gaan kyk nie, maar in iemand. In iemand moet ons soek. Dis soos wanneer 'n kind in 'n donker vertrek is. En die kind is bang. En die kind roep om hulp. Dan kan jy nie na daardie klein kindjie toe gaan en vir daardie kind sê, hoorie, jy gee vir die kind 'n wetenskaplike verduideliking van dit is nou donker want dis die afwesigheid van lig ensovoorts en dis die refleksie van lig en dit gaan oor soveel ure lig wees, so alles is reg. Dit gaan absoluut niks beteken vir die kind nie. Wat soek die kind in daardie oomblikke wanneer hy of sy alleen is, wanneer hulle oorweldig voel deur die omstandighede van die donker? Hulle soek nie 'n verduideliking nie, hulle soek iemand by hulle. Hulle soek ma of pa by hulle, sodat hulle veilig kan voel. Nou as jy in hierdie wêreld uitgaan en jy gaan soek sin en betekenis, of wat ook al, vrede, en jy gaan soek dit in iets, dan gaan jy dit nie vind nie. Jy gaan dit vind wanneer jy dit in iemand gaan soek. Teenwoordigheid van iemand maak 'n verskil. Want baie mense besef nie dis 'n goddelike beginsel, hierdie teenwoordigheid. Ons dink vandag, ons is so onafhanklik, ons kan aangaan op ons eie, ons het al die tegnologie wat daar moontlik kan wees. Het jy al agtergekom dat jy kan al die goed rondom jou hê, maar as jy alleen is daar niks wat dit kan wegvat van jou. Daarom is ek en jy gemaak, ons is verhoudingswesens, so ons is gemaak om saam met iemand te wandel, saam met iemand deur die lewe te stap. Dis my en jou DNA, dis wie ek en jy is, en dis wie God is, want God is 'n God van verhoudinge. God wil my en jou nie alleen los nie. Nou, die lewe sal jy saam met my stem is vol uitdagings, en nou sal jy vanoggend vir my kan sê, maar die teenwoordigheid van iemand, die teenwoordigheid van God in my lewe, maak die verskil.
Want ek en jy het nie 'n kristalbal, ons werk nie op daai beginsel, ons het nie 'n kristalbal wat ons neersit nie, en dan kyk ons in daai kristalbal en dan kan ons sê, o, dit gaan môre gebeur en dit gaan oormôre gebeur en dit is hoe my lewe gaan. Ons werk nie so nie, en God werk ook nie so nie. God werk met die beginsel van geloof in hom, en hy werk met 'n beginsel van afhanklikheid van hom. So die landskap verander, situasies en omstandighede verander, maar die manier hoe ek goed wat na die wêreld na my kant toe gooi, die manier hoe ek dit gaan hanteer, gaan verskil as ek God saam met my in hierdie verhouding het, gaan dit 'n verskil maak hoe ek dit gaan hanteer, wat die wêreld na my kant toe gooi. Nou van die begin af, het God met hierdie beginsel gewerk van, ek wil saam met jou stap, ek wil nie hê jy moet alleen wees nie. God wil eintlik by mense wees. Hy wil by jou wees. Hy wil nie ver wees nie, hy wil nie afsydig wees nie, hy wil nie net 'n toeskouer wees nie. God wil teenwoordig wees. En die hele Bybel, as jy mooi daarna kyk, die hele Bybel som dit op vir ons, dat God teenwoordig wil wees. God wil teenwoordig wees in jou lewe. Hy hou nie daarvan as jy hom op die kantlyn skuif en sê, ek sal hierdie situasie self hanteer nie. Hy hou nie daarvan as jy van hom vergeet nie. Hy wil net teenwoordig wees. Hy wil jou lewe kom vul en kom volmaak, saam met jou kom wandel, saam met jou die hoogtepunte bereik, saam met jou daar in die valleie wees. Hy wil saam met jou wees. Nou as ons net, kom ek vat jou net vinnig deur die Bybel. As jy gaan kyk in Genesis, dan wandel God saam met Adam en Eva. Daar's geen afstand nie, daar's geen vrees nie, daar's geen skeiding nie. Want God se hart is eenvoudig, ek maak hierdie mense, maar ek wil by hulle wees. Ek wil teenwoordig wees. Ek wil die lewe saam met hulle leef. En dan kom sonde in. En wat doen sonde? Sonde steel die teenwoordigheid. Hoor dit? Sonde steel die teenwoordigheid van God. Want wat doen die mens? Die mens gaan kruip weg nadat die sonde gepleeg is. Gaan kruip weg. En wat doen God? Want God wil teenwoordig wees. God sê dan vir hulle. Hy sê in Genesis, sê hy vir die mens, waar is jy? God het goed geweet waar is hulle, maar in die vraag van waar is jy, dan sê hy maar, iets het gebeur in hierdie verhouding. Waar is jy? Dat ons kan werk aan hierdie verhouding. En van daar af, die res van die Bybel verder vorentoe, sien ons hoe God probeer om hierdie verhouding van teenwoordig wees te herstel. Abraham, vat die volgende voorbeeld, Abraham, hy kom weer eens na Abraham toe, en wanneer hy by Abraham kom, dan sê hy, maar ek gaan saam met jou 'n pad stap. Ek gaan vir jou 'n God wees, ek sal vir jou 'n vader wees, ek gaan vir jou sorg, ek gaan teenwoordig wees in jou lewe. En hy stap saam met hom, en hy sluit met hom 'n ooreenkoms, 'n verbond. En daardie verbond is 'n verbond van om teenwoordig te wees. Wees vir my soos 'n kind, gaan vir jou wees soos 'n vader. Ietsie van 'n teenwoordigheid, van 'n verhouding. Moses, as ons kyk na Moses se lewe, hy verskyn aan Moses in die brandende bos. Nie net om te wys hoe magtig hy is nie, maar in daai gesprek in die brandende bos, dan trek hy vir Moses nader, sy teenwoordigheid is daar, en hy sê vir hom, ek het 'n opdrag vir jou, en hy spreek daar 'n roeping oor Moses se lewe uit, en hy sê vir Moses, hier by die brandende bos, het ek 'n roeping oor jou lewe, ek wil hê, jy moet Egipte toe gaan, jy moet soontoe gaan, en dan moet jy die volk gaan verlos uit Egipte uit. Ja, duidelik is Moses bang om Egipte toe gaan, maar wat sê die Here vir hom? Ek gaan teenwoordig wees, ek gaan saam met jou wees daar in Egipte. En toe die volk uittrek uit Egipte uit, wat gebeur toe? Wat sê die Here vir hulle om te bou daar in die woestyn? Hy gee vir hulle so 'n lang lys van presies wat hulle moet bou. Hy sê vir hulle, bou vir my 'n tabernakel. 'n Tabernakel. Nou die tabernakel moes in die middel van die kamp gewees het.
En God sê, dit is my woonplek. Dis my woonplek tussen julle hierdie tabernakel, want ek wil teenwoordig wees tussen julle. En hulle het so die tabernakel gebou, want hy wil by sy mense wees. Later is daar so 'n bietjie 'n krapperigheidjie tussen die volk en God. En God sê, weet jy wat, ek gaan maar agterbly, trek julle alleen verder dan nou na die beloofde land toe. En dan sê Moses vir hom in Eksodus 33 vers 15 en 16, as u nie self saamgaan nie, moet u ons nie van hier af laat wegtrek nie. Nou hoor wat sê Moses volgende vir hom. Dit is juis dat u met ons saamgaan, dat u teenwoordig is, dat ons, ek en u volk, anders is as al die ander volke op die aarde. Hy praat met die Here en sê, ons het u teenwoordigheid nodig. Ek weet hierdie klomp Israeliete is baie hardkoppig, maar ons kan nie sonder u teenwoordigheid trek nie, want dis juis u teenwoordigheid wat maak dat ons anderste is in die wêreld. Dis hoekom God teenwoordig wil wees in my en jou lewe, want sy teenwoordigheid in my en jou lewe maak dat ek en jy anders te leef. Dat ek en jy die sout kan wees en die lig kan wees in hierdie wêreld. Maar die verhaal stop nie daar nie, van God se teenwoordigheid nie. Dit gaan aan, want hy sukkel met die volk. Hy spreek deur die Jesaja, Jeremia, Esegiel en al die ander profete, dan praat hy met hulle. En hy probeer heeltyd naby die volk kom. En dan deur daai profete kom sê hy vir hulle iets. Hy kom sê vir hulle, daar's 'n belofte van 'n Immanuel wat kom. Hy sê dit vir die profete. 'n Immanuel gaan kom. God met ons. Dit gaan gebeur. En dan kom skryf 'n boek soos Johannes, dan kom skryf Johannes dit. En Johannes sê vir ons, die woord het vlees geword, die woord het mens geword en onder ons kom woon. En dan weet ons dis dieselfde woordjie wat gebruik is daar wat hy vir Moses gegee het, die tabernakel. Hy het kom tabernakel tussen ons. Dis wat Jesus kom doen het. Immanuel, God se teenwoordigheid by my en jou. So God maak elke keer op keer maak hy plan. Wat is die plan? Ek wil by my mense wees. God maak plan om saam met jou te wees. Hy wil jou nie alleen laat in hierdie wêreld nie. Dis wat hy doen. En Jesus, wat kom doen hy? Hy kom eet saam met ons. Hy raak stikkende mense aan, gebrokenis. Hy vertel verhale. Hy genees, hy bevry mense. So hy kom in ons wêreld, in ons midde in, beweeg hy. En so 'n paar weke terug het ek stil gestaan by daai kruiswoorde van Jesus. My God, waarom het U my verlaat? En dan het hy die sonde in Genesis wat skeiding gebring het van God se teenwoordigheid, het Jesus aan die kruishout kom verduur, sodat ek en jy dit nie meer hoef te ervaar nie. Sodat ek en jy in die teenwoordigheid van die Here kan leef. En wanneer hy opvaar, wat sê Jesus? Ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Hoor dit? Ek is met julle, ek is teenwoordig met julle. En ons weet, ons het een van die dae het ons Pinkster, en dan gaan ons lekker daaroor gesels, oor God se teenwoordigheid in ons, en daardie teenwoordigheid wat 'n verskil moet maak in jou daaglikse handel en wandel. Maar dis ook nie waar dit stop nie. En dan sien ons 'n boek soos Openbaring. Want in terme van Openbaring leef ons met die hoop dat die skeiding net nooit ooit meer daar sal wees. Openbaring kom vertel vir ons van die skeiding wat in die tuin van Eden gekom het, dat die herstel daar gaan wees in die hemel. Want die woonplek van God is by mense. Daar's geen skeiding nie, daar's geen afstand nie, volkome teenwoordig. Dis wat die Bybel sê. So, vanoggend kan ons vir mekaar dis sê,
Wat is God se begeerte? Hy wil saam met jou wees. Dis hoekom ek vir jou in die begin gevra het, maar hoe ervaar jy God? Ervaar jy hom as iemand wat saam met jou is, wat by jou is? Of ervaar jy hom op hierdie stadium as iemand wat dalk ver is? Dis God se hartklop. Hy wil by sy kinders wees, hy wil by jou wees. En dis wat Dawid gesê het, dis wat Dawid se ervaring was. God is by my. So jou vraag vanoggend moet dalk nie wees, wil God graag by my wees nie? Nee, hy wil by jou wees. En daar's so baie mense wat dit nie besef nie. Daar's so baie mense wat dit nie toelaat nie. En dan gaan soek ons sin en betekenis op ander plekke. Terwyl hy sê, kom net na my toe. Psalm 23, as ons terugkom nou na Psalm 23, is Dawid se geloofsverklaring. Dis Dawid wat oorwinning geken het, Dawid wat diep pyn in sy lewe ervaar het, die hoogste sukses ervaar het, mislukkings ervaar het, God se nabyheid ervaar het, daai dal van doodskade weer ervaar het. So hy klomp ervarings in sy lewe gehad. Maar sy sleutelteks, sy sleutelfiguur hier, is dat hy sê, maar die Here is my herder. So dit kom uit sy verwysingsraamwerk, want hy was self 'n herder. Maar sy sleutel is dat hierdie herder is by my. Dis die skenier van Psalm 23. En dis wat Dawid by ons wil tuisbring. Die Here is by ons. En hy skryf dit op ander plekke ook. Ek wil net vir interessantheid na Psalm 16 toe vat. Psalm 16 vers 1, wat ook 'n gedig van Dawid is. Dan sê hy in vers 1, neem my in beskerming, o God, ek soek skuiling by U. Vers 2, ek het vir die Here gesê, ek behoort aan U. Daar is vir my niks goeds behalwe by U. Ek kan nie goed gaan kry op 'n ander plek nie, behalwe by U. In U teenwoordigheid vind ek goedheid. In U teenwoordigheid vind ek sin en betekenis vir my lewe. En dan vers 8, wanneer hy sê, ek het die Here altyd by my. Omdat hy by my is, sal ek nie struikel nie. Ek het die Here altyd by my. Sy teenwoordigheid is by my. Hy skryf Psalm 139, baie mooi Psalm, wanneer hy sê, die Here omsluit my van alle kante. Dis wie die Here is. Dis sy begeerte vir jou. En as ons gaan kyk na Dawid se hele lewe, is Dawid se lewe ene waar hy in die veld is, waar hy gekonfronteer word deur wilde diere, wat hy sy skape moet beskerm, en wat ervaar hy? Dat God daar was, by hom. Voor Goliat, daardie verhaal, God was by hom gewees. Toe hy koning geword het, as koning gesalf is, en hy moes vlug vir Saul, toe hy in die grot moes gaan bly het, gaan wegkruip het, was God daar vir hom gewees. In die paleis was God daar vir hom gewees. Toe hy met sy sonde geworstel het éventueel, was God daar gewees om hom te herstel. By in jou omstandighede? Ek wil vanoggend vir jou sê dat God is met jou. God ken jou. God ken jou hoogtepunte. God ken jou laagtepunte. En hy sê vir jou, maar ek is by jou my kind. En ek gaan altyd saam met jou wees. God is die ene wat, as jy in die aand gaan slaap, en jy's daar besig met jou eie gedagtes, en jy worstel met 'n klomp goed, waarvan niemand weet nie. Dan is God die ene wat saam met jou is. Wat by jou is. En dis wat ons baie keer net vergeet, want ons kan so verswelg word deur ons omstandighede, dat ons vergeet dat die Here teenwoordig is, en dat die Here groter is as jou omstandighede. Ons aanbid 'n almagtige God, julle. God is nie ons speelmaat nie. Hy is die almagtige God wat hemel en aarde gemaak het. En ons is hier in die wêreld, en
Ons is in 'n stikkende wêreld wat goed gebeur en dan kom sê die woord nou vir ons, Psalm 23 kom herinner jou weer dat hierdie almagtige God is Immanuel, God met jou, hy's by jou, die Heilige Gees is in jou om jou te begelei in hierdie wêreld totdat hy jou kom haal om daar in die hemelse troonsaal te kan wees by die Vader. As jy kyk na 'n herder en 'n skaap, 'n skaap is maar 'n ander dier. Nou 'n skaap verstaan nie altyd die pad vorentoe nie. Soos wat ek en jy ook nie die pad vorentoe kan sien nie. 'n Skaap sien nie altyd die gevaar nie. Maar dit maak nie saak nie. Want die herder is daar. Die teenwoordigheid van iemand is daar. Hierdie is Dawid se Psalm en as ons gaan kyk dan sê hy die Here is my herder. Hy's my herder. En hy sê omdat hy my herder is, ek kom niks kort nie. Wat sê hy eintlik daar? Hy sê vir ons die Here as my herder, die ene wat teenwoordig is genoeg vir my. Dawid het nie alles gehad nie. Maar hy sê daar, net die teenwoordigheid van die Here wat saam met my wandel, wat my herder is, wat voor my uitstap, is meer as genoeg vir my lewe. Ek en jy hoef nie alles te hê. As die Here jou seën met 'n klomp goed, fantasties. Maar ons het nie alles nie. Maar ons het sy teenwoordigheid. En Dawid sê, dit alreeds is genoeg dat U by my is. En ek wil eintlik vir jou sê, mens kan baie lank stil staan by Psalm 23, wanneer hy daar praat oor, jy weet, hy laat my rus in groen weivelde. Dis interessant, hulle sê, ek ken nou nie 'n skaap so goed nie, ek hou maar van die choppie, die skaapchop, maar hulle sê 'n skaap raak nie rustig nie, tensy dit totaal geheel en al vrede rondom hom is, dan sal hy gaan lê. Dit as daar klomp vliee en goed is wat hom pla en hy so bietjie nie op sy gemak nie, dan gaan die skaap nie lê nie. En hy sê in die teenwoordigheid van die Here, dis eintlik wat hy sê, die teenwoordigheid van die Here bring vir my rus. Hy bring vir my rus soos wat die herder die skaap se omstandighede kan maak om net rustig te kan raak en te gaan lê. Dis wat die Here vir ons kan doen. Wanneer hy sê, weet hy lei my op die regte pad, tot in sy paaie wat hy dink goed is vir jou. Donker dieptes, hy dal van doodskaduwee, hy sê nie jy gaan daar bly nie. Hy sê hy lei jou daardeur. Dis nie waar jy gaan kamp opslaan nie. Hy vat jou daardeur, hy vat jou deur na 'n plek van vers 5 toe. Na God se teenwoordigheid, na 'n feesmaal, eregas, hartlikheid, liefde, alles. Miskien voel jy op hierdie stadium soos asof jy in daai dal van doodskade is. Hy sê onthou, sy teenwoordigheid lei jou daardeur. Jy gaan nie daar bly nie. Want hy het vir jou iets anders te beplan. Hy het vir jou vers 5 beplan. Vers 6 ook. Daai feesmaal. Daai besondere teenwoordigheid, dis wat hy vir jou beplan het. Baie keer kan ons Psalm 23 lees. En ons kan dit vir mekaar opsê en jy kan dit vir jouself opsê. Maar ek wil jou uitdaag om dit nie net te lees nie, maar om dit hierdie week te gaan leef. En wanneer jy dit hierdie week leef, onthou jy stap nie alleen nie. Jy veg nie alleen in hierdie wêreld nie. Jy leef nie alleen nie. En spreek dit oor jou lewe. Here, U is by my. As jy stap in hierdie lewe, spreek dit. Here, U is saam met my, U is by my. Want jou lewensreis gaan nie eindig in die vallei nie. Dit eindig in God se teenwoordigheid. Want hy is by jou. Ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Wat hy skryf in Psalm 16,
Daar is vir my niks goeds nie, behalwe by U. U teenwoordigheid, Psalm 139, omsluit my van alle kant. En kom ons gaan leef in sy teenwoordigheid. En ervaar die verskil wat hy vir jou gaan maak in sy teenwoordigheid. Kom ons word stil. Vader, dankie dat U ons opsoek. Dankie dat U ons nie met rus laat nie. Dankie dat U ons nie los as ons op ons eie dwaalspoor gaan nie. Maar dat U steeds kom en ons agterna sit. Dankie vir U teenwoordigheid in ons lewe. Dankie dat U Immanuel is. Heilige Gees, dankie dat U in ons woon en ons begelei. Dankie dat U ons herder is. Dankie dat U ons lei en laat rus in groen weivelde. Dankie dat U ons bring by waters waar daar vrede is. Dankie dat U ons nuwe krag gee. Dankie Vader dat U ons lei op die regte paaie tot die eer van U naam. En dankie dat U daar is in daardie donker dieptes, dat ons nie hoef te vrees nie, want U is keer op keer by ons. Dankie dat ons in U hande veilig is. Dankie dat U ons by 'n feesmaal laat aansit terwyl ons teestanders moet toe kyk. Vader, dankie dat U ons ontvang soos 'n eregas. Dankie dat U ons oorlaai met hartlikheid. Dankie vir U goedheid en U liefde, dat ons lewe lank by ons bly. Dankie vir 'n tuiste waar ons waarlik tuis is, tot in alle ewigheid. Vader, dankie vir U teenwoordigheid. In Jesus naam bid ons dit. Amen.